Liewe vriende, welkom by vanoggend se samekoms, of sal ek sê vandag se samekoms, want ek weet mos nou nie wanneer jy na hierdie erediens gaan kyk nie. Ek weet ons plaas dit altyd op 'n Sondagoggend vroeg en is beskikbaar elke Sondagoggend vroeg, maar dalk kyk jy hierdie op 'n ander dag, dalk kyk jy dit Sondagmiddag, Sondagaand of iewers in die week. Maar mag die ervaring vir jou dieselfde wees, 'n ervaring waar jy dalk iets vandag hoor van wie Jesus werklik is en was en altyd sal wees. En dat hy iemand is wat ons ontmoet waar ons is. En dis hoekom ek sê, maak nie saak wanneer jy dit kyk nie, mag jy daai ervaring hê. En dis hoekom ons week na week by die kers bymekaar kom en ons hierdie kers aansteek as 'n simbool van die Here se teenwoordigheid wat my en jou omvang. En dan sit ons altyd by die kruis, en die kruis wat hier aan my regterhand is, kyk ons en ons sien, Here, maar U het vir ons sondes aan die kruis gesterf en dankie daarvoor. En daarom mag ons maar saamkom om na te dink oor wie U is. Maar dan is daar 'n stuk inspraak vir my en vir jou, dat ons dit nie net moet hoor nie, maar dat ons dit moet opneem en moet vat, en dit moet inbou in ons lewe, dit wat ons gehoor het, dit wat ons ervaar het, dit wat besig is in ons lewens te gebeur. En ons moet vorentoe kyk en 'n verandering bring, nie net by onsself nie, maar ook by ander. Maar ons het die voorreg om hier te kan wees, hier te mag wees. En daarom kan ek jou groet en sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en van God die Heilige Gees, wat my en jou eintlik dag tot dag ontmoet, saam met ons op reis is, en ons nooit ooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die voorreg het om by mekaar te kan wees, te kan luister, te kan hoor, te kan worstel, te kan stoei. Here, U gee eintlik so 'n reuse stuk verantwoordelikheid in ons hande oor as gelowiges om eintlik 'n verskil in 'n gebroke wêreld te maak. En die konteks van ons vandag is eintlik so die mekaar op so baie vlakke. Here, want daar's oorlog in die wêreld reg rondom ons. In hierdie huidige oomblik dink ons aan die oorlog tussen Amerika, Israel en Iran. En is dit 'n werklikheid in die wêreld waarin ons vandag lewe? En dalk is ons 'n bietjie ver verwyderd, maar op 'n manier het dit 'n impak op ons almal. Maar Here, in ons onmiddellike omgewing is daar ook gebrokenheid. Daarom is ons gebed vanoggend dat wanneer ons met U woord omgaan, ons dit met verantwoordelikheid sal doen. En dat ons eintlik na die woord sal kyk om te leer wie U werklik is, was en altyd sal wees. En Here, dat ons dit in ons lewens sal inbou. En dat dit wat ons hoor vandag, ons sal gebruik om 'n verskil te maak, eintlik in ons onmiddellike omgewing, in ons gesinne, in ons skole, of in ons werksgebied. Amen. Vriende, ek is eintlik op 'n manier seker 'n bietjie opgewonde oor vandag se erediens en vandag se saamkoms. En ons het hierdie Sondag wat kom, het ons die voorreg om weer eens 'n kleintjie te kan doop, 2 weke in 'n ry, en wat 'n voorreg is dit nie. Maar wanneer jy jou eie kinders het en mense 'n nou pad stap saam met kinders, of dit is by skole, of as jy 'n onderwyser is, of 'n dokter is, of maak nie saak waar jy met kinders werk nie, dan besef jy dat ons eintlik so 'n groot stuk verantwoordelikheid het by ons kinders om eintlik in die toekoms te investeer. En wanneer ons iemand mos nou doop, 'n kleintjie hier in die gemeente, in 'n verbondsdoop doop, dan moet ons altyd onthou dat ons bely as gelowiges saam dat die Here al reeds 'n pad stap saam met daai klein lyfie. Maar dat die Here nie net 'n pad stap saam met daai klein lyfie nie, maar ook saam met my en jou. En ek het in my gebed gesê dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om verantwoordbaar om te gaan met die Bybel, sodat ons regtig die werklike, in aanhalingstekens, Jesus kan tentoonstel en 'n verskil maak in die omgewing waarin ons onsself bevind. En vandag se gedeelte is 'n gedeelte uit die Evangelie van Lukas wat ons gaan saam lees. En ek wil 'n paar goedjies uitwys uit hierdie gedeelte uit wat ons kan help om half uit te kom by die feit dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het en dat ons dit wat ons hoor en dit wat ons ervaar van Jesus ook deel kan maak van ons lewens om op dit wie hy was tentoon te stel daar waar ons onsself bevind. Nou ek wil voor ek verder gaan sê, dis eintlik baie keer so 'n reuse stuk uitdaging. Ek dink nie ons besef altyd hoe radikaal Jesus was nie. Ek weet Liesel het verlede week iets daarvan genoem en iets daarvan gesê en is so waar. Ek dink nie ons besef hoe die Here eintlik teen die stroom opgegaan het in sy tyd nie.
En daarom, wanneer ons na vandag se gedeelte kyk, dan wil ek hê ons moet dit in gedagte hou. Maar om na hierdie gedeelte toe te gaan, wil ek graag weer 'n metafoor gebruik wat ek al 'n paar keer gebruik het. En die beste een en die kortste een wat ek in hierdie kort tydjie saam vir jou te kan verduidelik is 'n braaibroodjie. In Suid-Afrika is die konteks dat ek vir jou sê, kom ons gaan 'n braaibroodjie maak. Weet almal van ons, 'n braaibroodjie is iets wat ons op 'n vuur maak. Nie op 'n gasbraaier nie, op 'n kolevuur maak. Het sy begin dit met hout of charcoal of brikette, dit maak nie saak nie, maar jy weet, 'n braaibroodjie word op die vuur gemaak, nie in 'n sandwich masjien of een of ander warm plaat binne die huis nie. Jy weet, ja, daar's verskillende weergawe van 'n braaibroodjie, tamatie, kaas, eie, chutney, nie chutney nie, botter binne, botter buite. Dit is irrelevant, maar almal in ons Suid-Afrikaanse konteks weet wat is 'n braaibroodjie. Maar wanneer jy na Amerika, wat ek nou van gepraat het en die oorlog mee betrokke is, gaan jy sê, kom ons maak 'n braaibroodjie vir 'n egte Amerikaner. Gaan hulle nie idee hê waarvan jy praat nie, want hulle is nie gebore in Suid-Afrika nie, hulle ken nie ons konteks nie, en hulle weet nie wat dit spesifiek is nie. Net so kan jy sê byvoorbeeld Koeksisters of enige iets van goed wat eg Suid-Afrikaans is. So mense is nie bekend daarvan nie, tensy hulle alreeds hier was en blootstelling daaraan gekry het. En wanneer ek en jy na die Bybel toe gaan, is dit eintlik vir ons baie keer moeilik, die braaibroodjie konsep. Waarom? Want ons ken nie die konteks nie. Ons is nie gebore in die tyd wat Jesus geleef het nie. Ons ken nie hoe die samelewing daai tyd gewerk het nie, want ons het nie blootstelling daaraan gekry nie. So wanneer ek en jy na 'n teksgedeelte soos vandag toe gaan, is die bril waarna ons moet gaan en waarmee ons moet gaan, dat ons moet sê, ons wil gaan besoek aflê, om konteks te kry oor wat 'n braaibroodjie is, hoe 'n braaibroodjie werk en wat daarop gepak is. En dan moet ons vanuit daai konteks uit hierdie gedeelte probeer verstaan tot die beste van ons vermoë en wat dit vir my en jou vandag sê. So met daai vol mond kyk ons eintlik na Lukas 19. Ons gaan na die gedeelte kyk vanaf vers 11, met die gelykenis van die muntstukke. Maar voor ons die gedeelte saam lees, moet ons weet, hierdie gedeelte is geplaas in die Bybel, in Lukas, die evangelie van Lukas, tussen Jesus en Saggeus, en dan, net na die gelykenis, is Jesus se intog in Jerusalem. En dis baie belangrik, want Jesus en Saggeus probeer vir ons iets sê, hoe Jesus omgaan met 'n tollenaar, 'n hooftollenaar, iemand wat mense ingedoen het. En dan weet ons die intog in Jerusalem is net voor Jesus se kruistog en dat Jesus eintlik sy lydingspad hier aan die gang is. So wanneer jy dit in ag neem, dan kom maar nog so 'n bietjie een van die bestanddele van die braaibroodjie op die tafel. So kom ons lees die gedeelte saam en dan kyk ons eintlik met 'n bril van 'n braaibroodjie na hierdie gelykenis. Net dalk word ons vandag saam verras. Terwyl die mense hierna luister, het Jesus nog 'n gelykenis vertel, omdat hy naby Jerusalem was en die mense gedink het dat die koninkryk van God nou skielik sou aanbreek. Hy sê, 'n man van hoë afkoms het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te bekom en weer terug te keer. Hy het 10 van sy slawe geroep en aan hulle 10 mina gegee en vir hulle gesê, gaan woeker daarmee totdat ek terugkeer. Sy burgers het hom egter gehaat en hy het 'n afvaardiging agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man oor ons heers nie. By sy terugkeer het hy, nadat hy 'n koningskap ontvang het, die slawe aan wie hy die geld gegee het ontbied, om uit te vind watter wins hulle gemaak het. Die eerste een het gekom sê, meneer, die mina het 'n wins van 10 mina opgelewer. Hy het hom geantwoord, mooi so goeie slaaf, omdat jy betroubaar was met iets wat baie gering is, moet jy nou gesag voer oor 10 stede. Toe het die tweede slaaf gekom en gesê, meneer, die mina het 5 mina opgelewer. Vir hierdie man het hy gesê, jy moet 5 stede bestuur. Toe die derde een gekom en gesê, meneer,
Kyk, hier is die Mina, wat ek in 'n sweetdoek weggebêre het. Ek was bang vir u, omdat u 'n streng man is. U vorder in, en hierdie is so belangrik, u vorder in wat u nie belê het nie, en die oes wat u nie gesaai het nie. Toe sê die man vir hom, met jou eie woorde sal ek jou veroordeel, jou slegte slaaf. Jy het geweet dat ek streng man is, wat invorder wat ek nie belê het nie, en oes wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy my geld by die bank belê nie? Dan sou ek, wanneer ek terugkom, dit met rente kon kry. Hy beveel toe die omstanders, vat die mina by hom weg en gee dit vir die een wat 10 mina het. Maar hulle sê vir hom, meneer, hy het dan al reeds 10 mina. Ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word, en wat nie het nie, sal ook wat hy het weggeneem word. En daardie vyande, wat my, van my, wat wou gehad het, dat ek koning oor hulle moes wees nie, bring hulle hierheen, en maak hulle hier voor my dood. Nou, hier, net voor vers 28, is waar die gelykenis stop. En is baie belangrik, want baie keer as ons hierdie gedeelte lees, het ons die laaste gedeelte in die mond van Jesus gesit, as die spreker daarvan, nadat hy die gelykenis vertel het. En dan lees ons net vers 28 klaar wat sê, nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Waarom sê ek dit en waarom is dit belangrik? Kom ons probeer die braaibroodjie verpak in die vorm van Lukas 19. Dit is baie goed wat ons in ag moet neem. Hoe Jesus omgaan met 'n hooftollenaar en net daarna die intog in Jerusalem, waar die laaste maal saam met sy disippels gaan plaasvind voor sy kruisiging. Eintlik voor Paasfees aanbreek. Nou, wat gebeur in hierdie gedeelte? Ons lees van 'n baie welgestelde man, wat 'n koningskap vir homself wou toeëien. En ons lees dat hy gaan, en as hy weggaan, dan stuur daar sommer mense agter hom, sê, maar ons wil nie eers eintlik hê dat hierdie persoon oor ons moet regeer nie, hy's nie 'n goeie mens nie. En dan weet ons, wanneer hy terugkeer, dan kom hy terug en die slawe kom, een na die ander, en sê, jy mina het 10 mina opgelewer, jy mina het 5 mina opgelewer. En dan kom die derde slaaf, waarvan ons lees en sê, ek was bang gewees van wie u was, en hoe streng hy is, daarom het ek die mina in 'n doekie gaan toedraai, en het gaan begrawe, want ek weet, u oes, waar hy nie gesaai het nie. Wat beteken dit? Vir ons moet ons bietjie na die braaibroodjie gaan kyk, wanneer ons hierdie probeer ontpak. Wat gaan hier aan, waarvan ons nie weet nie, binne die oog van 'n braaibroodjie. In die tydperk waarvan ons hier praat, so 30 ongeveer na Christus, wat hierdie gedeelte van 'n weerspieëling van is, waar Jesus geleef het en Jesus in opgetree het, weet ons dat dit gegaan het oor die wat het en die wat nie het nie. Die welgesteldes in die samelewing, wat eintlik 'n klomp mense uitgebuit het. Hoe het hierdie mense ryk geword? Hulle was mense wat aangestel was op stede, wat ook onderhewe was aan die Romeinse ryk. Maar baie keer, soos in die geval van Saggeus, kon hulle eie belastings hef en rentes hef vir geld wat hulle geleen het aan die mense wat nie het nie. Wie was hierdie mense wat nie gehad het nie? Baie keer die mense wat klein plasies plotte gehad het, nogals eintlik baie kostelik in ons omgewing met plotte, en hulle probeer het om net 'n lewe te maak, maar nie genoeg geld gehad of fondse gehad het om 'n oes te kon oplewer nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het dan na die gegaan wat baie gehad het, en dan vir hulle gevra vir lenings. Nou hierdie lenings is enigiets van 20 tot 60 en selfs 80% baie keer gehef, wat dit gemaak het, dat die mense nie meer hulle lenings kon terugbetaal het nie. En wat het dan plaasgevind? Wanneer die wat het nie hulle geld terugkry met rente nie, neem hulle die grond in besit en word hulle al ryker. En hierdie was 'n baie groot uitbuitingssysteem gewees. Eintlik 'n korrupte systeem, wat eintlik nou nog iets in ons dalk wakker maak. En hierdie korrupte systeem het so gewerk, ek het,
En omdat ek het, gaan ek jou uitbuit, totdat jy nie meer het nie. So 'n slaaf, wat gaan en hy gebruik geld, wat hy gekry het, en hy gee dit met rente terug, is in die guns van die selfsugtige, eiesinnige, ryk persoon, die wat gehaat het. So hierdie ou word al ryker, so waarom sal hy nie bly wees, wanneer die 1 10 word en die 1 5 word nie? Want sy aansien groei en hy word al sterker en sterker en sterker. Maar in sy sterker word, binne die konteks van Lukas 19, word die lewe van ander mense verwoes. En wanneer jy dan 'n slaaf is wat ontvang en jy gebruik geld om meer geld te maak, kon jy dit eintlik inherent ook nie gedoen het sonder om deur van dieselfde stelsel gebruik gemaak nie. Ek leen jou hierdie mina, maar weet jy wat, jy moet vir my 2 teruggee. En weet jy wat, ek leen vir jou 2 mina. Maar as jy nie kan betaal nie, dan gaan ek alles van jou afvat wat jy het, ook jou wins, ek vat 4. So jy het deelgeneem aan dieselfde siek stelsel, gebroke stelsel van daardie tyd, binne daai konteks, in hierdie konteks van die gelykenis. Wie is dan eintlik die held in hierdie gedeelte? Die derde slaaf. Want die derde slaaf sê, meneer, ek is bang vir wie jy was. Ek is bang vir dit wat jy doen. Eerst, ons hoor vroeër in die gelykenis, dat hierdie mense nie wou gehad het, dat hulle oor hom moes regeer, maar is nie 'n goeie mens nie. En die derde slaaf sê dan, ek wil nie deelneem aan hierdie stelsel nie, ek gaan dit wegberre. Hierdie is wat jou toekom. Jy moenie hierdie stelsel van misbruik maak, om jouself te verryk, ten koste van ander nie. En dis die verrassende element van die gelykenis in Lukas 19. En daarom het ek gesê, voor ons vers 28 saam gelees het, gaan kyk wanneer die gelykenis voltooi is. Want dan van vers 28 hoor ons, Jesus het na hy hierdie gelykenis, of hierdie woorde gespreek het, voor hulle uitgegaan Jerusalem toe. Wat is die konteks van daai gedeelte? Plasing voor Saggeus. Saggeus, 'n hooftollenaar, wat presies hierdie stelsel, wat ons nou uitgepak het, van misbruik gemaak het om ryk te word, wat Jesus gesê het, daar is genade vir jou. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis. Waarom? Want heel moontlik was van hierdie mense, wat baie gehaat het, daar in die omgewing toe Jesus hulle toegespreek het. Die Fariseërs, die Sadduseërs, wat ook maar deel was van hierdie korrupte stelsel, en eintlik dit ook tot 'n mate uitgebuit het. En dan spreek hy hierdie woorde, eintlik as 'n aanslag teen hulle en sê, jong, julle doen goed, wat mense se lewens vernietig. En dan het net die derde slaaf, die waagmoed, om op te staan teen hierdie heerser, teen hierdie persoon, wat reeds so baie het en sê, dis nie oukei nie, dis nie hoe ons met mense moet omgaan nie. So wanneer jy dit in ag neem, en jy lees hierdie gelykenis, eintlik binne sy historiese konteks, dan kom maar 'n stuk ander verantwoordelikheid vir my en jou na vore. 'n Verantwoordelikheid van waagmoed, om op te staan vir wat ons nie meer saamstem nie. En so baie keer sê ek, dis my en jou verantwoordelikheid, om seker te maak, ons stap agter die regte Jesus aan. Ons maak nie iets van Jesus wie hy nooit is, was of ooit sal wees nie. Want Jesus kom hier in opstand teen 'n stelsel wat mense se lewens vernietig. En ek en jy moet dit hoor, dat wanneer ons hierdie Sondag weer die voorreg het om 'n klein lyfie te kan doop en te kan sê, ons glo dat die lewende Jesus saam met jou 'n pad stap, al is jy so klein, dat jy eintlik deel is van sy genade. Maar saam met dit maak ons as 'n geloofsgemeenskap 'n belofte. Wat ons sê, ons wil jou na die beste van ons vermoë, met verantwoordelikheid leer van wie Jesus was. Sodat wanneer jy in die posisie daar kom, en ek,
ons die waagmoed sal hê om op te staan vir dinge wat nie meer reg is nie en waarmee ons nie kan saamstem nie. Mag ek en jy eintlik uit hierdie gelykenis, 'n gelykenis wat ons so baie keer anders interpreteer het, dalk vandag in 'n nuwe lig sien. En dalk vir die eerste keer sê, maar daar's dinge, of bewus raak van dinge wat ek nie mee saamstem nie. Maar mag ons die waagmoed ontwikkel om op te staan en te sê, hiervan kan ek nie meer deel hê nie, want dit vernietig mense se lewens. En dan wanneer ek dit sê, maak nie saak wat dan kom nie, want die uiteinde van die slaaf is nie goed nie, ook die wat teen die persoon opgestaan het. Sy uitslag is nie goed nie, hulle word doodgemaak. Nie die slaaf nie, maar daai mense wat nie wou gehad het, dat hy 'n koning moes geword het nie. Dit beteken dit sal opoffering van my en jou vat, maar dit is die regte ding om te doen, binne die konteks van die koninkryk van die Here, wat 'n werklikheid moet word, deur my en jou leefwyse, hier, vandag en altyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, om u woord te lees op die manier is konfronterend. Konfronterend in die sin dat ons dalk blootgestel word aan hierdie gelykenis soos ons nog nooit aan gedink het nie. Maar Here, wanneer ons praat van 'n gebroke wêreld, dan maak dit nie vir ons sin om eintlik soetsappig na die wêreld te kyk nie. Daarom vra ons vir die verantwoordelikheid om in diepte met u woord om te gaan, die konteks daarvan te verstaan, om dit te kan uitleef, om 'n verskil te kan maak. Here, maar vandag hoor ons het 'n stuk verantwoordelikheid om op te staan vir wat reg is. Gee ons daarom die waagmoed om dit te kan doen, sodat ons 'n verskil kan maak vir u, vir altyd. Amen. Vriende, ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd met jou wees en bly. Amen.